30 jaar gelede is 'n klein saadjie van geloof in die harte van 'n groep leiers geplant. 'n Saad wat 'n droom gedra het, om 'n hele stad met die heerlikheid van God te bedek. Die doxa van Deo. Niemand het toe geweet hoe ver daardie klein saadjie sou groei nie, hoe dit wortels sou skiet, die grond sou oopbreek en sou floreer tot 'n lewende bediening wat 12 stede reg oor die wêreld bereik. In elke stad het ons gesien hoe daardie selfde klein saadjie van geloof vermeerder in die harte van baie mense, gewone mans en vrouens wat draers van buitengewone hoop geword het. Wat as 'n fluistering begin het 'n wêreldwye beweging van City Changers geword. 'n familie op missie, toegewy daaraan om geloof, liefde en hoop na ons huise, werksplekke en gemeenskappe te bring. So ontsluit God kreatiwiteit wat inspireer en transformeer. Hierdie jaar vier ons 3 dekades van God se genade. 3 dekades van God se goedheid. 3 dekades van God se heerlikheid wat stede reg oor die wêreld transformeer. Dan sê ons het so 'n bietjie tot nou toe in die diens so 'n bietjie teruggekyk en so 'n bietjie fees gevier. Ons het nou op daai stadium van die diens gekom waar ek graag jou wil uitnooi om saam met my so 'n bietjie vorentoe te kyk. So reg oor die wêreld op 35 plekke by al ons kampusse gebeur hierdie vanoggend waar ons iets van dit wat in ons harte beleef, die Here ons voorroep in hierdie jaar 2026 iets daarvan met jou kan deel. Ons gee ook dan vanaf volgende Sondag 'n tree waar ons vir 4 weke dadelik diep in die woord gaan sak. Veral by die boek van Korintiërs bietjie stil staan, waar ek dit wat ek vanoggend vir jou net met jou kom deel, dadelik begin werk maak van ons eie verstaan op 'n dieper vlak. So, ek gaan nie 'n teologiese gesprek vanoggend met jou hê nie, dit gebeur van volgende week af. Ek wil iets so vanoggend bietjie in jou hart kom wakker maak. Ons almal ken Psalm 8. Psalm 8 is hierdie moment waar Dawid opkyk. Ek neem aan dit moes aand gewees het, anders sou hy dit nie raak gesien het nie, maar hy is oorweldig deur die grootheid van God se handewerk. Hy kyk na die uitspansel, die heelal, die planete, dit wat om hom is. En dan gebeur daar iets in sy eie hart, wat in elkeen van ons harte op een of ander stadium gebeur. Dawid spring van 'n verwondering, 'n plek van verwondering, en hy gaan dadelik na 'n plek van, maar dit is wie ek is. Wat is die mensekind dan, dat u selfs aan hom dink? Na dit wat u geskape het, en dit wat u handewerk vermag het, wat is die mens dat u aan hom sal dink? Dat u selfs na hom toe sal draai, en hom 'n fokus wil maak. En ek glo die Heilige Gees was in daai oomblik betrokke gewees, in daai oomblik, want Dawid kom dadelik nadat hy die vraag vra, en hy kom antwoord hom ook homself. Ek glo met my hele hart, daar was 'n oomblik van waarheid wat tot Dawid gekom het, 'n oomblik van verligting. En wanneer Dawid die vraag vra, wie is die mens dan? Dan antwoord hy sommer homself en hy sê, maar u het hom bekroon met eer en met heerlikheid. En u het die hele uitspansel, alles wat ek verwonder, u het alles, die totale skepping aan hom onderwerp. En in Psalm 8 verklap het dalk so ietsie van die storie van die mens. Jy weet dat ons so maklik in ons eie gedagtes. Ons wat met sy heerlikheid bekroon is, dit was ons hele jaartema verlede jaar, dat ons op 'n plek kom. En ek kyk na my familie, en partykeer voel ek so 'n bietjie useless. Ek voel so 'n bietjie buite beheer. Ek kyk na my verhoudings, voel nie noodwendig beter nie, nê.
Ek kyk na my werk, waar ek myself meeste van my jare uitleef, my tyd uitleef. En dit voel nie of ek heers nie. Dit voel nie of ek enigstens iets vermag nie. Nou gaan ek nie eens na die groter samelewing en die wêreld, my wêreld om my soos ek dit beleef. Hoe dit ons laat voel. Maar hy sê, hy het ons bekroon. Ons wat volgens Genesis 1:26 in sy beeld en gelykenis geskape is met eer en met heerlikheid bekroon. En nog steeds kom ons op 'n plek waar ons so gereeld useless voel. Ek wil jy moet saam met my mooi luister na wat Dawid vanoggend sê. Hy maak nie net hierdie uitspraak, dit voel vir my of ek op my tone moet staan om oor hierdie drie te kyk. Dit voel nie vir my asof hy net 'n uitspraak maak in terme van dat ons met heerlikheid en eer bekroon is nie. Daar gebeur iets anders. Hierdie moment is 'n stuk openbaring. Dis dieselfde ene wat toe Jesus sy disippels vra, wie sê julle is ek? Toe kom Petrus en hy sê, u is die seun van die lewende God. Daai is nie 'n mensgemaakte oomblik nie. Dis iets wat net die Heilige Gees sal openbaar in jou lewe. Hierdie is so 'n oomblik. En wat Dawid eintlik vir ons kom sê is, hierdie is 'n waarheidsuitspraak oor my en jou lewe. Dit is 'n uitspraak, dis 'n verklaring wat 'n paar goed kom bevestig. En wat dit bevestig is kapasiteit, identiteit en autoriteit. Kom ouens, ons is nie slagoffers in Christus nie. En ek wil sommer so in die begin van hierdie jaar 2026 vir jou uitnooi dat hierdie waarheid bietjie sal wakker word in jou eie hart, want ons is nog nie klaar met verlede jaar nie, ons bou maar net voort op dit. En ons glo hierdie jaar vat die Here ons wel in daai rigting. Wat dit half begin, jy begin so 'n bietjie van 'n aanvoeling kry vir wat verlede jaar eintlik, wat hy met ons begin het, regtig beteken. Ons voel in hierdie seisoen as 'n bediening dat die Here met ons wil kom praat en ons kom lei in wat hierdie heerlikheid waarmee ons bekroon is, wat dit werklik beteken. Is jy reg vir hierdie? Kom ek sê vir jou wat die skrifgedeeltes wat met ons praat vir die res van hierdie jaar. Ek vat jou na, en ons hele volgende 4 weke gaan ons 'n bietjie stil staan by die boek van Korintiërs. Ons gaan 'n lekker studie maak af van. Maar kyk 'n bietjie wat sê hierdie skrifgedeelte. Hy sê, nou sien ons dinge nog net vaag weg, soos in 'n dowwe spieël, maar eendag sal alles vir ons glashelder wees. Nou verstaan ek net ten dele, maar eendag sal ek ten volle verstaan, net soos God my ook nou ten volle verstaan. Jy sien, daar is God se waarheid, daar is die waarheid en daar is my waarheid, nê, en baie keer is daai twee goed nie dieselfde nie. Al wat altyd sal bly, is geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan bly steeds die liefde. Hierdie is nie net Paulus wat praat nie, hierdie is net jy weet, iets wat in sy briewe staan nie, maar ons sien ook dat Jesus dadelik kom en hy kom bevestig iets van hierdie openbaring van Paulus. As Paulus sê, die een ding, ons verstaan nie alles wat hier aangaan soos ons lewens uitleef hier op aarde nie. Ons het nie alle antwoorde nie. Daar's 'n klomp goeders wat nog vir ons onduidelik is. Partykeer sukkel ons met wat is die wil van die Here vir my lewe? Wat is die volgende tree wat ek moet gee? Hy sê in al daai goed, hier is 3 goed wat jy moet aan vashou. Maar die belangrikste van daai 3 goed is die liefde. En dan kom Jesus en hy kom maak die volgende stelling. En hy maak dit deur 'n nuwe gebod in te stel. En hy sê, as ek vir julle een gebod kan gee, here we go. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you, you also are to love one another. By this, daar highlight hy hom weer bietjie, die beginsel, nê. By this, all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Ek wil vanoggend vir jou kom vra, as mense na my en jou lewe kyk, waarvoor word ons geken? Wat is die eerste ding? What's the first thing that comes to mind? Wat is die eerste ding wat mense aan dink? Wat hulle mee oorweldig word wanneer hulle lewenspad met joune met my en jou lewenspad kruis? Wat is die eerste ding
Is dit hoe goed ons die Bybel ken? Is dit hoe gereeld ons kerk toe gaan? Is dit ons toewyding tot die geloof? Wat is dit waarvoor ons geken word? Ons wat sê, ons volg hom. Dis die vraag. Waarvoor word ons geken? In Johannes 4 vers 8 maak hierdie fenominale stelling. Hy sê, die wat nie lief het nie, ken God nie, want God is liefde. Liefde is nie die aktiwiteit wat God mee besig is nie, dit is sy ware identiteit. Ouens, hierdie is belangrik wat ek nou vir jou sê. Ek dink dit is dalk een van die probleme, ek dink dit is wat in ons hart lê hierdie jaar, waartoe die Here ons roep. Wanneer liefde 'n aktiwiteit is, dan word dit beperk tot 'n paar uitreike, 'n paar inisiatiewe, 'n paar goed op ons kalender, dis iets wat ons doen. Maar ons beleef nie, die Here roep ons net om lief te hê nie. Ek dink die Here roep ons om liefde te word. Dat liefde nie net meer 'n aktiwiteit is nie, maar dat liefde ons identiteit is. Daar's 'n groot verskil tussen die twee. Daar's 'n groot verskil. As ons God dan geken word vir liefde, sy identiteit, waarvoor word ons geken? Is dit net iets wat ons doen, of is dit iets wat ons word? Want wanneer dit net beperk is tot aktiwiteit, gaan daar oomblikke wees in my en jou bestaan, en ons leef van ons lewe, uitleef van ons lewe, waar ons draai na hierdie aktiwiteit toe, en ons doen dit, en ons voel goed, because I have engaged in the act of love. Maar wanneer my identiteit liefde is, en ek word liefde, becoming love, like our Father is love. Dis sy wese en sy natuur, dis sy identiteitsstelling. Wanneer dit die waarheid is, waar ook al ek gaan, gebeur dit. Hoeveel van ons huwelike sou anders gelyk het, as liefde my identiteit is? Hoe sal ons ouerskap lyk, as liefde ons identiteit is? Hoe sal werksplekke lyk, as liefde ons identiteit is? En ons is baie hard op onsself as kerk. Ons vra hierdie moeilike vrae. Voel ons na 30 jaar, en daar is amazing goed, en ek sê nie ons hart is nie die ding nie, maar ons vra die ernstige vrae. Word ons liefde dan net beleef deur 'n datum op ons kalender, waar ons 'n sekere aktiwiteit laat gebeur? En hierdie verander alles. Wat as hierdie jaar ons onsself meet? Nee. Nie net aan wat ons doen nie, maar wie ons is. Wat as liefde in hierdie kampus 'n kultuur raak? Dan verander dit die manier hoe ons dien. Dit verander die manier hoe ons bedien. Dit verander die manier hoe ons sonder enige moeite, of selfs om daaraan te dink, in die teenoorgestelde gees optree. Hoe alselfs as iemand jou op die linkerwang slaan, jy jou regterwang draai. Hoe ons met mense werk, nie net meer gebaseer op barmhartigheid nie, maar op genade. Julle ken die verskil, nê? Mercy and grace. So die woord mercy, barmhartigheid, is iets wat reg deur die Ou Testament redelik baie gebruik word. En dit is basies, as ek dit in Engels kan stel, mercy is not getting what you deserve. So wanneer God met sy volk gewerk het hulle straf verdien, maar hy het baie keer straf verhou, en dan sê die woord, hy was hulle barmhartig gewees, mercy.
Mercy is not getting what you really deserve. But grace is different. Grace is getting what I don't deserve. Dis heeltemal anders. Ek verdien nie liefde nie, ek verdien nie genade nie, ek verdien nie om selfs sy kind genoem te word nie, maar hy doen hierdie goed vir my, want dit is wie hy is. En daarom wanneer my en jou identiteit liefde is, wanneer ons liefde word, werk ek nie net meer met mense gebaseer op barmhartigheid nie, maar op genade. I can look at someone and I treat them with grace. They don't deserve this, but this is who I am. Voel julle 'n bietjie die verskil? Ons voel regtig dat dit die grootste manier is, wat nie net deur Paulus en deur Jesus self uitgelig word nie, maar dat dit die grootste manier is, hoe ons die heerlikheid van God, verlede jaar se tema, sigbaar kan maak, aanvoelbaar kan maak, genesend kan maak, transformerend kan maak. Is that we, like our Father, become love. En ek weet vir party van julle krap die ratte al klaar, want jy sien al klaar daai een of twee ouens wat jou hanteer net soos hulle lus het en jy voel half, jy weet, beteken dit nou ek moet nou, jy weet, 'n blinde oog gooi en beteken dit hulle kan doen wat hulle wil, hulle kan my kom trap, hulle kan maar doen wat ek wil. Ek gaan nie vir jou sê wat jy moet doen nie, ek gaan nie vir jou sê wat Jesus sê ons moet doen. Hy sê, nie vergewe jou vyande nie, hy gaan een tree verder. Hy sê, seën jou vyande, bid vir jou vyande. He raised the bar. Hy het die standaard gelig deur die nuwe gebod wat hy ons kom gee. En ek is baie excited, ek weet nie van jou nie, ek het al klaar 'n paar goeders wat ek wil fix in my eie lewe. Ek voel baie sleg nadat ek hierdie preek voorberei het oor myself, nie oor julle nie, oor myself. Maar ek het al klaar 'n to-do lysie van jy sien, dis die probleem, goed wat ek wil doen. Of vir so lank as wat ek voel is iets wat ek moet doen, gaan dit jou moeg maak. Dis nie volhoubaar nie. Maar wanneer jy dit word, wanneer dit ons identiteit is, vloei dit spontaan en natuurlik. En ek dink dis die gedagte. Dit is 'n roep na Doxadeye, maar ook deur Doxadeye en ons mense om regtig erns te maak, ouens, met hierdie ding. Ek wil hierdie jaar tema kom verwoord en opsom, sommer net so een verstellingkie. Jammer dat dit in Engels is, dit praat net lekkerder. We are marked by His glory, but we are known by His love. Klink daai lekker vir julle? Heerlikheid is baie keer so 'n moeilike ding om te verwoord en af te breek en ons het nie regtig handles op dit nie, ons weet nie wat hierdie glory beteken nie. Maar hierdie rig my baie meer. Hierdie is my 'n baie duideliker fokus. En dis wat ek vir julle vanoggend probeer sê, is dat volgens die woord is hierdie die grootste manier hoe ons sy heerlikheid in ons wêreld, in ons families, in ons kinders se lewe, in ons kolleeg, hoe ons dit tasbaar maak. By His love. So, ek wil vanoggend vir jou vra, kom ons wees gou eerlik met onsself. Het jy al besef wat die transformerende krag van liefde kan wees? Hoeveel krag daarin dit lê? Partykeer ek kyk nou nie baie love stories en sulke tipe van goed trane trekkers en ek is nou nie in die, jy weet, die romantic Netflix en daai tipe van goed nie, maar ek het al 'n hele paar flieks gekry waar ek in 'n moment voel dit asof dit soos 'n ton klippe op jou neerdal waar daar dadelik emosies opspring en daar's trane in jou oë. Het jy al so iets beleef? Heerlikheid, jy weet nie wat daar gebeur nie, jy voel dit in jou keel. Liefde slaan in die diepste plek van emosie. Liefde het die vermoë om mense tot trane te bring. Liefde het die vermoë om dit wat jy gedink het is belangrik, heeltemal te laat daal in waarde. Liefde het selfs die vermoë waar jy bereid is om jou eie lewe prys te gee. Ouens, ek hoop dit gebeur nooit met julle nie, maar ek het al 'n oproep gekry, maar dink jouself net in so 'n moment in.
Dink gou vir 'n oomblik, jy kry 'n telefoonoproep. Dalk van jou kind af, dalk van die polisiestasie, van wie ook al, en jy hoor oor die foon, jou kind was in 'n ongeluk. Daniel was al by, my dogter was al by 'n robot daar in Pretoria Oos, was sy oorweldig en haar uitgeslaan en skigoed, en sy bel my en sy sê, papie, ek was in 'n ongeluk gewees. Dink gou saam met my, in daai oomblik, jy los alles. In daai oomblik beteken geld niks. In daai oomblik is daar een prioriteit. Jy gee nie om wat voor jou, ek meen, as jy met 200 km/h ry oor 'n rooi robot, jy doen dit. Jou lewe beteken niks, solank jou kind net oukei is. Johannes 3 vers 16. Ek dink daai was 'n maklike besluit. Dat God sy eniggebore seun gee, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek dink dit was so 'n oomblik gewees, want hy is liefde. Hy het soveel, daar was soveel moontlike motiverings, dat hy daai besluit in die drie eenheid gemaak is. Dit is nie gemaak vir die sterre nie, dit is nie gemaak vir die uitspansel nie, dit is nie vir die walvisse nie, dit is vir ons. Dit was 'n maklike besluit, want is gebore vanuit 'n plek van, hy sê vir ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige, dit was 'n maklike besluit, it's a non-issue, it's a no-brainer. Dis wat liefde doen. Dis daai tipe liefde wat ons voel die Here ons voorroep in hierdie jaar. Daar kon soveel redes gewees het, waarom die seun gestuur is. Dit kon gewees het omdat hy ons jammer kry. Dit kon gewees het omdat hy gevoel het, my heiligheid is op die spel. Hoe kan ek, as hulle so onheilig is, en ek is sonder sonde, en ek is heilig, hoe kan ons in 'n verhouding staan? Dit kon gewees het as gevolg van 'n klomp redes, maar die rede wat die woord vir ons gee, is liefde. Hoor julle saam met my vandag, net die transformerende krag, wat daar sit in liefde. Ons is baie dankbaar vir die laaste 30 jaar, but there is a lot more to come. A lot more. En ons beleef in jaar 30, dat die Here ons roep om moeite te maak met hierdie een ding. Dit word oor en oor bevestig in die woord, en dit voel vir my, ons wil na 'n volgende vlak toe vat. Nou dieselfde liefde, wat daar in die Vader se hart bestaan, is opgesluit in my en jou lewe. Romeine 5 vers 5 sê, dat sy liefde in ons harte uitgestort is. Soos die ratte vanoggend so 'n bietjie krap en jy wonder, my heerlikheid, hoe moet ek my lewe nou inrig of verander, of waar moet my fokus lê, of wat moet ek nou volgende week doen, wat presies vra ons van mekaar, dan wil ek vandag vir jou kom sê, you already have the capacity. You already have the authority. And it's already your identity. En dis die krag van Psalm 8. Dit is 'n moment van ontdek en 'n moment van raak sien. Want die lewe vat ons in rigtings en ons vergeet hierdie goed. Ons vergeet wie ons is in hom. Ons is bekroon met sy heerlikheid. God help ons hierdie jaar verstaan dat liefde die grootste uitdrukking is van sy heerlikheid. En daarom vermag liefde radikale goed. Die eerste kerk in die boek van Handelinge gebeur dieselfde goed. Ek meen dit is absurd. Lees net saam met my hier. Al die gelowiges was eensgesind en het alles onder mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Dit is ondenkbaar in vandag se realiteit van ons wêreld, dat hierdie nog op 'n groot skaal deur die kerk gebeur. Maar dit is waartoe ek jou wil terugroep. Dis die krag van liefde. Dit is wat liefde doen. Dat die oomblik wat ek sê, ek volg hom, ek is 'n disipel van hom, behoort hierdie net 'n natuurlike uitvloeisel te wees. En ek loof die Here dat soveel van hierdie het ek persoonlik in my laaste jaar
met julle beleef. Ou sien dit. Nou vertrou ons die Here dat dit op 'n groter skaal kan gebeur. Maar ons sien dit al reeds herhaal word, ook in ons eie konteks. Kan jy sien hoe letterlik hierdie beginsel een van die enigste maniere is om ons onmiddellike wêreld op 'n baie, baie diep manier te kan raak, wanneer my ingesteldheid van 'n plek van liefde is eerder om te gee as om te kry. Dis wat liefde doen. Liefde vra die vraag, hoe bevoordeel ek jou lewe? Liefde kan nie selfsugtig wees nie, anders is dit nie meer liefde nie. Ons sien Johannes 3 vers 16, dat dit as gevolg van liefde is dat die volgende natuurlike streef was, is dat 'n lewe gegee word. Jesus word gestuur. It talks about sacrifice. Liefde het daai krag om dit wat ek en jy so voorsmag in ons eie land hier in Suid-Afrika te sien. Wil ek vandag vir jou sê, liefde het daai krag. Die tye waarin ons leef, het voel vir my, ek is nou nie, jy weet, iemand wat datums voorspel en sulke tipe van goed nie. Ek is baie lief vir my, ek sal nou nie doen wat Dani doen nie. Maar hierdie skrifgedeelte beskryf vir my baie die tye wat ons nou in leef. Kyk gou saam met my hier. Hy sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos. Ek dink daai woordjie is die opsomming van al hierdie ander beskrywings. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Nee, daar is die volgende. Ek het hom op 2 gesit, sorry. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Ons lewe in tye, dis die opsomming van daai, ons lewe in tye where we have more takers than givers. Amen. Ouens, oorloë breek uit op hierdie planeet. Ek kan praat van Israel, ek kan praat van Oekraïne, ek kan praat, ons ken, daai oorloë het uitgebreek, omdat iemand nie bereid was om te gee nie, maar hulle wou vat. Ons sien hoe hierdie planeet agteruit gaan en afgeskeep word, omdat mense wil vat, meer as wat hulle wil gee. Ons sien in hierdie eie land, hoe die ek groter raak as die ons. Ons beleef dit, aanvoelbaar. Ek en jy, elke dag. Is dit die waarheid? Ek is oortuig met my hele hart, dat hierdie is die een ding wat die krag het. Nie net om my huis te verander, my werksplek te raak op 'n diep manier, maar ook ons samelewing te kan raak. There is no other option. Maar dit is om die teenoorgestelde gees te kom vanuit 'n plek van liefde, en ek en jy, we have been appointed for that. Primêr, die kerk. Die ouens wat sê, ons is volgelinge van hom. Ons het sy liefde, is in ons harte uitgestort. As iemand dit gaan regkry, dan is dit eerstens ek en jy. En dit is wat ons hierdie jaar voel, die Here ons voorroep. Ek land vandag as 'n kuiertjie, die een ding wat ek vandag met jou deel, word op soveel plekke vir ons bevestig. As jy byvoorbeeld gaan kyk net na Romeine 13. Hy sê, wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. As jy nou so 'n bietjie gestres het oor 600 wette, as jy hierdie een ding doen, is dit die hele wet. Al die gebooie, en dan begin hy om lys. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ook al ander gebod daar mag wees, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Prosesse is belangrik. Kalenders hier by Littleton is belangrik. Ons dien 'n God van orde. Gebeure en events
is belangrik. Maar ouens, mag ons hierdie een ding nie mis nie. Mag die persoon vir ons belangriker raak as die program. Kan ons dit regkry hierdie jaar? Kan ons die Here daarvoor vertrou? Mag mense wat hulle hande opsteek en sê ek het hulp nodig wat na die Life Center toe verwys word, mag hulle nie 'n proses beleef nie. Maar mag hulle liefde in sy suiwerste vorm persoonlik beleef. Is dit iets wat ons kan regkry hierdie jaar? Die manier hoe ons met mekaar gaan werk, die manier hoe ons net gaan ons lewens oopmaak vir mekaar, eerlik en deursigtig wees. Die manier hoe ons ook die harde, the good, bad and the ugly gesprekke met mekaar gaan hê, nee. Die manier hoe ons net gemaklik raak, dat nie een van ons is volmaak nie. Ons almal het foute, maar daar's een ding wat ons saambind. En dit is 'n band van broederlike liefde. Dit klink so lekker op die tong. Is jy met my? Is jy excited oor hierdie jaar? Vertrou regtig die Here dat ons groot werk van hierdie kan maak, want ek glo met my hele liefde, my hele lewe, my hele hart, waar liefde voorloop, nee, het bitterheid of 'n wrok nie plek nie. Waar liefde voorloop, word die onmoontlike moontlik. Waar liefde voorloop, begin hindernisse val. Waar liefde voorloop, vind ons mekaar, selfs in die moeilikste omstandighede. En ons sien vrek baie uit. Wil jy saam met my vanoggend opstaan? Kan ek jou gou terugvat na 'n oomblik in jou eie lewe? Vir party mense was dit 'n proses, vir party ouens was dit 'n moment. Gaan gou saam met my terug na daai plek. Dalk is dit redelik onlangs, dalk is dit 40 jaar terug. Onthou jy daai gevoel in jou hart? Toe jy ja sê vir die Here. Toe jy besluit het, ek word niks, ek lê net my lewe neer vir hom. Kan jy onthou wat jy in jou gevoel het in jou hart? Vir die van julle, want daai besluit word vooraf gegaan deur 'n baie diep emosie. Iets wat in jou gees gebeur. As dit vir jou nie 'n datum was nie, maar meer 'n proses, wil ek jou 'n ander vraag vra. Onthou jy daai oomblik waar jy so oorweldig was deur God se liefde vir jou? Waar jy in trane uitgebars het en jy was so oorweldig deur jou eie sonde, jou eie gebrokenheid, maar ook God se liefde, sy vergifnis, sy omhelsing, sy aanvaarding en sy vreugde dat jy teruggekom het huis toe. Onthou jy daai oomblik, onthou jy wat in jou hart gebeur het? Onthou jy nie daai warm gevoel nie, maar hierdie oorweldigende waarheid en jy weet, this is not a lie. This is the truth. Onthou jy daai moment? Wel, daai selfe gevoel, daai selfe liefde, daai selfe waarheid is in jou, is in my. En God wil dit eerstens vir my en jou lewe gebruik, maar hy wil dit ook so 'n bietjie verder vat as net my en jou lewe. Soos ons hierdie song saam gaan sing. Die titel is Love Has a Way. Wil jy nie vir 'n oomblik dink aan daai toedeur in jou eie lewe? Dalk is dit 'n verhouding met jou man of vrou. Dalk is dit 'n rebellious tiener. Dalk is dit 'n ding met jou onmiddellike gesin. Dalk is dit groot stuk spanning by jou werksplek. Dalk is dit die afwesigheid van werk. Dalk is dit net 'n stuk rasisme wat in jou hart opstaan vir die omstandighede in ons land en net wat hier gebeur en alles val uit mekaar uit, sê ek wat al 'n dag sonder elektrisiteit sit by my huis. Liefde is nie die eerste emosie wat opkom nie. Wat ook al nou jou in die oë staar. Kan ons hierdie verklaring deur hierdie lied kom maak? But love has a way. Love has a way. Baie dankie aan die aanbiddingspan.